Broers en susters, ons gaan dan in Matteus 27 vandag sien die hele saak rondom die bespotting van Jesus, wat vandag die tema van ons prediking ook sal wees. Ons lees uit Matteus 27, ons gaan dan van vers 27 lees tot en met vers 44, maar voordat ons uit die woord van die Here lees, bid ons eers saam. U kan net so bly sit, dan roep ons die naam van die Here in gebed aan. Here, ons dankie dat ons u gemeente kan wees, wat vanoggend saam is en dat ons, Here, aan hierdie gemeente van u, wat u gewil het daar sal wees, wat deel van die ware kerk oor die wêreld heen is, dat u vanoggend vir hierdie gemeente sê, dat daar vir hulle genade en vrede sal wees. Here, ons lewe in 'n wêreld wat aan ons baie uitdagings stel. Ons kyk rondom ons oor hoe dit in die ganse wêreld gaan en Here, dit is verskillende elemente van chaos. En dan ook in ons eie land is daar soveel rede wat ons sal kan hê om bekommerd te wees. Dan ook in ons eie persoonlike lewens, Here, die aanvegting in ons geloof wat ons op baie maniere ervaar. Daarom is dit vir ons wonderlik om by u tuis te kom. Daarom, Here, kom ons op hierdie Sondagoggend kerk toe en ons kom luister na God se woord, wat die waarheid is en wat vir ons, Here, die vrede gee waarna ons so smag. Nou bid ons, Here, dat u sal kom en wanneer ons preek, wanneer ons hierdie gedeelte uitlê, dat dit die waarheid sal wees en dat elkeen van ons, Here, ons lewens kan ondersoek, maar ook bemoedig kan word. Ons bid vir ons gemeente, ons bid vir ons kerk. Here, en ons bid dat ons altyd by die waarheid van Jesus Christus sal bly, in 'n wêreld wat baie keer dit wat ons glo betwyfel, dit wat vir ons fundamenteel waar is, vra oor begin vra, dat ons as kerk van Jesus Christus getrou aan die waarheid van die evangelie sal wees. Here, maak dit in ons harte nou stil, en kom nou self op u belofte, en dra hierdie woord in ons harte. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Broers en susters, terwyl ek Matteus 27 gaan lees vanaf vers 27 tot 44, kan u luister na al die verwysinge, daar is 4 verwysinge, na groepe mense wat Jesus gespot het, terwyl hy aan die kruis was. Dit gaan die rigpunt ook van ons prediking vanoggend wees. Ons begin dan lees by vers 27 van Matteus 27. Daarna vat die soldate van die goewerneur vir Jesus in die amptswoning in en bring die hele leerafdeling rondom hom bymekaar. Hulle trek toe sy klere uit en gooi hom 'n pers mantel om. Hulle vleg 'n doringkroon en sit dit op sy kop en gee hom 'n stok in sy regterhand. Toe bespot hulle hom deur voor hom te buig en te sê: "Ons groet u, koning van die Jode." Hulle het op hom gespoeg en die stok gevat en hom oor die kop geslaan. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die mantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. Toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam Simon, en hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken kobbeenplek. Daar het hulle hom 'n mengsel
van wyn en gul gegee om te drink, maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. Daarna het hulle gaan sit en by hom wag gehou. Bokant sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif aangegee. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het hulle kop geskit en gesê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofde, saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê, ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat God hom nou red as hy dan behaag in hom het. Hy het immers gesê hy is die seun van God. Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. Broers en susters, kom ons lees daardie beskrywing van die apostel Matteus as God se ewige en onfeilbare woord. Die profeet Jeremia sê dat God se woord baie keer ook soos 'n hamer kan wees, wat klippe stikkend breek. Ons gaan nou 'n lied voor die prediking saam sing. Die tekswoorde vir ons prediking is die 4 verwysinge in ons geleesde gedeelte na die spot van Jesus, naamlik toe bespot die soldate hom, die mense wat daar verbygeloop het hom gelaster, net so het die priesterhoofde hom ook bespot, en die rowers het hom ook beledig. Liewe broers en susters in die Here, die lyding van Christus, wat in sigself so diep was, is en word verder verdiep deur die spot van die mens. Die mens bespot die goddelikheid en die koningskap van Christus. Die mens spot met die woorde en die dade van Jesus. Hoe diep tragies is dit nie, dat die mens Jesus in sy lyding en sterwe bespot het nie, en dat die mens deur die eeue heen Jesus nog altyd bespot en voortgaan om hom ook vandag nog te beledig. Wie is hierdie mens wat Jesus bespot en so sy lyding verdiep? In ons geleesde gedeelte uit Matteus 27 is daar 4 groepe spotters. Die eerste is die soldate. Hulle was die simbool van die staatsmag, die verteenwoordigers van die owerheid, die mense wat wet en orde moes handhaaf, wat moes toesien dat reg en geregtigheid gehandhaaf word. Hulle bespot die koning van alle konings. In die tweede plek is dit die verbygangers, die mense wat toevallig verbyloop wat met Jesus spot, die volk, die massa, die mense wat na Jesus gestroom het toe hy hulle gevoed en hulle siekes gesond gemaak het, maar op wie hulle rug gedraai het toe hy gevange geneem is en hulle geskreeu het, kruisig hom. Die gewone mens spot met hom, wat ter wille van hulle mens geword het. In die derde plek is dit die owerpriesters en die skrifgeleerdes wat hom bespot, die kerkleiers en kerkmense, hulle wat hulle self as vroom geag het, wat daarop geroem het dat hulle volgens die woord van God leef, dat hulle die uitverkorenes is. Hulle spot met hom waaroor kerkwees en gelowige wees gaan.
In die vierde plek is dit die rowers wat saam met Jesus gekruisig is, die uitgeworpenes, die laaggevallenes. Hulle spot saam. En gemeente, hierdie 4 groepe verteenwoordig eintlik die hele volk en die samelewing. Van die staat tot die diepgevallene, van die kerkleier tot die heidense soldaat. Die hele volk uit al die lae van die samelewing. Die vraag is, geliefdes, is dit vandag wesentlik anders? Word Jesus nie maar tog vandag ook nog uit alle oorde baie keer subtiel bespot nie? Is daar nie staatsmanne, regerings wat met hulle optrede God laster nie? Is daar nie kerkleiers en kerkgenootskappe wat die waarheid van die evangelie tot bespotting maak nie? Is daar nie uitgeworpenes wat God vervloek nie? Waaroor spot die mens? In ons geleesde gedeelte uit Matteus se evangelie spot die mens in die eerste plek met die godheid van Christus. Ons lees die volgende: As u die seun van God is, kom van die kruis af. Die godheid van Jesus word bevraagteken. Daar word gesê, as Jesus dan die seun van God is, sal hy mos nie aan 'n kruis hang nie. Dan is hy mos die almagtige. Hoe kan hy dan so magteloos wees teen die soldate wat hom gevange neem en aan 'n kruis vaslaan? Tweedens word die koningskap van Christus bespot. Die soldate trek hom spottend 'n koningskleed aan, sit 'n doringkroon op sy kop en 'n riet in sy hand. En hulle val voor hom neer, hulle maak 'n spotprent van sy koningskap. En die kerkmense sluit daarbey aan. As hy dan die koning van Israel is, kan hy mos van die kruis afkom. Hulle spot. So lyk 'n koning mos nie. Verder spot mense met die woorde van Jesus. Hulle sê, u wat gesê dat u die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself. Hulle lag oor sy uitsprake, hulle spot oor sy preke, hulle verwerp sy woorde. En laastens vorm die dade van Jesus ook deel van hulle bespotting. Ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. Vir ander het hy wonderwerke verrig, dooies blykbaar opgewek, dowes en blindes genees. Aan hulle het hy die nuwe lewe gegee, maar homself kan hy nie red nie. Broers en susters, so spot die mens met die wese en die woorde en die werke van Christus. Is dit vandag anders? Die wêreld sê ook vandag op baie maniere, Jesus is nie God nie. Selfs in sekere teologiese kringe deesdae word daar baie twyfelagtige uitsprake hieroor gemaak. Ook die koningskap van Christus word baie keer ontken. Want baie mense leef asof Jesus nie hulle God en hulle koning is nie. Selfs baie kerklidmate ontken sy alwysheid en sy almag in hulle lewe. Baie kerkmense lewe 'n lewe van bedrog en ongeregtigheid, asof Jesus dit nie sien nie. Leef asof God nie bestaan nie. Asof hy niks oor hulle lewe, oor hulle werkslewe, hulle sosiale lewe, hulle politieke lewe te sê het nie. Gemeente wie so leef, wie roekeloos is eintlik mos besig om hulle self te skaar by die spotters rondom die kruis van Golgotha. Die woorde van Jesus, die Bybel, word vandag skielik toenemend bevraagteken en met kritiek benader. Daar word gesê, maar die Bybelse boodskap is eintlik oudtyds. Dis baie keer vir die onderontwikkeldes. Dis soos veeverhale en morele lessies. Die dieptepunt van die spot is daarin geleë, dat die spotters sê, hulle is bereid om te glo, as Jesus aan hulle vereistes voldoen. Die mens stel die voorwaarde, ons lees dit vanoggend, kom van die kruis af, en dan sal ons in jou glo. Die mens
gee aan God 'n voorwaarde. Hoe dwaas is die mens wat aan God voorwaardes wil stel? Die nietige mens wat wil baas speel oor God. En tog dink so baie mense so oor God. As die Here my gesond maak, as die Here my finansiële posisie verander, as die Here my lewensomstandighede verander, as die Here vir ons reën gee, dan sal ons glo. God moet eers iets doen, iets buitengewoon, iets merkwaardig, dan sal ons glo. Wie so sê of so in sy hart dink is besig om die lyding van Christus te verdiep. 'n Mens kan en mag geen voorwaardes aan God stel nie. Jesus het aan die kruis gesterf en daarmee homself volledig gegee vir ons en voldoen aan die eis van God se geregtigheid. Hy het aan al die vereistes voldoen. Broers en susters, waar ons dan nou as gemeente en as individuele gelowiges vandag met die eerste Lydenssondag, die Lydensweke ingaan, terwyl ons in ons gemeente onsself voorberei, om uiteindelik ook oor 'n klompie weke van nou af saam te kom aansit aan die Here se tafel op Goeie Vrydag, wat die hoogtepunt van ons kerk se jaar is, wanneer ons die kruisiging en die oorwinning van ons Here herdenk. Laat ons baie fyn let op hoe ons lewe. Dat ons lewens en ons woorde so is, dat mense na gelowiges kyk, na die kerk van die Here kyk, 'n afvallige wêreld, wat spottend staan teenoor dit wat vir ons kosbaar is, en dat ons die teendeel daarvan volledig leef en praat tot eer van die Here. Daartoe sal die Here elkeen wat in opregtheid dit wil doen, deur sy Heilige Gees altyd begelei. Amen. Kom ons dank saam, u kan net so bly sit. Ons wonderlike hemelse Vader, Here, soos dit nou maar altyd nog was, sal daar altyd mense wees wat die waarhede van die skrif, die fundamentele sake waarin ons glo en wat vir ons kosbaar is, met kritiek begroet. Daarom is dit so belangrik, Here, dat ons die Bybel goed sal ken, goed sal verstaan, en dit elke dag in ons lewens sal uitleef. Here, vergewe 'n wêreld wat eintlik met hulle optrede teenoor u en mekaar besig is om u te laster. Vergewe die mense, Here, wat geen respek het vir die lewens en die eiendom van ander nie. Vergewe 'n wêreld waarin mense haat die oorhand laat kry. En eintlik so sê dat Jesus Christus nie vir ons gesterf het nie. Help vir ons as gemeente en as individuele gelowiges om so nou te let op wat ons sê, hoe ons leef, wat ons lewensingesteldheid is, sodat ons, Here, kan illustreer met ons lewens, dat ons in u glo, dat ons u liefhet en dat u vir ons gesterf het. Here, help ons om onsself in die volgende klompie weke voor te berei. Want wanneer ons met Goeie Vrydag die dood van ons Here herdenk, is dit vir ons kosbaar. Want daardie dood is gevolg deur 'n nuwe lewe, wat ook vir elkeen van ons betekenis het. Hoor ons gebed, stuur u vrede in ons harte. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen.